Nou, ons almal ken daai baie bekende liedjie wat lui, How much is that doggy in the window? Wel, deesdae werk dit nie noodwendig meer so nie. Sommige mense verkies 'n spesifieke opregte honderas en besluit dan om by 'n teeler aan te klop. Die eienaar van Brak & Key, Marcus Botha, kuier vandag hier en hulle spesialiseer in French Bulldogs en volg glo 'n unieke, doelbewuste benadering tot teeling. En hy het ook 'n baie spesiale gas saamgebring, naamlik Bos. Baie welkom hier by ons. Dankie, dit is lekker om hier te wees. Ons eregas natuurlik, Bos. Baie dankie dat jy hom saamgebring het. Nou goed, julle praat baie van etiese teeling. Ek wil weet, wat beteken dit prakties vir julle by Brak & Key? Weet jy, dit vir my beteken dit om basies vir die hond alles te gun wat jy kan en soveel spasie te gee as wat jy kan en alles te doen met sê 'n veearts of iets soos dit en nie jou eie goedjies net aan te vang en die hond te benadeel in die proses nie, ja. Ja. En jy sê julle teel min en doelbewus, jy weet dat julle min teel en doelbewus groot maak. Ek wil jy net vir ons verduidelik wat daai benadering ook beteken. So om jou idee te gee, ek bedoel ons steel, jy nou noem jou liters, ons sal so maksimum 3 liters 'n jaar hê. Sê ons het 7 teefies byvoorbeeld, maar hulle gaan nie almal in 1 jaar babytjies kry nie. So ons gaan deur dit, hulle sal 'n jaar afvat, of 2 jaar afvat en as ons voel ons nou weer lus vir 'n ou litertjie, dan sal hulle kom en doelbewus in die sin van ons sal gesondheidsprobleme uitwis. So as ons weet daar's dalk 'n probleempie, die teefie sukkel om asem te haal, sal jy nou nie 'n reën op haar nou sit wat nou sukkel om asem te haal. So ja, ek bedoel ons probeer maar net so min as moontlik eintlik maar liters 'n jaar. As dit sin maak, want ek bedoel baie teelers sal elke maand 'n liter hê. Ja. Van verskillende teewe af. So ons probeer dit nou nie doen nie. Nou goed, dit maak heeltemal sin. Ons deesdae ook nogal redelik gereelde gesprek oor platneushonde en hulle gesondheid, veral wanneer hulle doelbewus, jy weet, so geteel word. Ja. Is dit iets wat julle in ag moet neem, veral wanneer 'n mens kyk na iets soos hulle asemhaling ook? Definitief, ja. Kyk, hy is nou so, want hy stres nou vir die ligte en die televisie. Ja. Maar oor die algemeen, ja, definitief. Dit is iets wat jy wil uitkanselleer. So hy is nou ons nuwe reentjie. Hy is ingevoer van Amerika af en hy het bietjie meer die plat neus. Ons ander reën wat ons gekry het van die UK af. Hy is definitief baie makliker asemhalende hond. So jy sal byvoorbeeld hom kan gooi op ander teefies wat byvoorbeeld nou sukkel. Ek sal glad nie hom op 'n teefie sit wat sukkel om asem te haal nie, want jy gaan die probleem net vererger. Maar op die einde van die dag, weet jy, hulle pas eintlik goed aan. Die asemhaling sal nou wees as hulle 'n bietjie stres of nou vreeslik rondhardloop, maar oor die algemeen is dit eintlik nie so groot probleem nie. As hy nou rustig is in jou huisie, is hy heel stil en op sy plek. Ja. Ja. Nou, hoe maak julle gereed of hoe maak julle seker dat elke hondjie gereed is vir hulle nuwe huis? Sjoe, dis 'n journey. Ek moet sê ons doen dit redelik deeglik. Hulle kry op 4 weekies al hulle eerste inspuitingkie. Okay. So ons maak seker al daai inentings is gedoen. En dan word hulle so 2 of 3 keer deur die veearts gecheck. So hulle word vir hulle ruggies, asemhaling, oogies, alles word hulle dan nou gecheck. So teen die tyd wat hy 8-9 weekies oud is om na sy nuwe huisie toe gaan, het hy al 3 inspuitings in, hy het sy mikroskyfies in. En die veearts het hom dan nou al 3 keer gesien, 3-4 keer gesien. Nou, julle het ook 'n sterk aanlyn teenwoordigheid. Ek wil vra, hoe belangrik is dit vir julle om mense bewus te maak van julle storie en ook die proses? Dit beteken vir my baie, want ek voel altyd dat 'n mens moet jou storie vertel. So ek is altyd so bang mense sien dit en dink, want die hondegemeenskap is maar 'n moeilike situasie, jy werk met diere. So ons wil altyd maar 'n post maak, as jy dit so wil noem, en vir die mense verduidelik, hoe lyk dit by ons en hoe hanteer ons honde en sulke goeters. So dit is baie belangrik. Ons probeer sê celebrities in die hande te kry en te sê, hoorie, sal jy ons verteenwoordig, kom kyk by ons huis, kom kyk na ons honde en gee jou opinie, ware opinie. So dit maak vir my baie saak. Marcus, ons het 'n paar sekondes oor, maar wat is vir jou die oulikste karaktereienskap van hierdie spesifieke honderas? 'n groot bekkie. Hulle groot bekkies, hulle is mensies. Weet jy, dit is 'n mens, dis nie 'n hond nie. Ek het al iets van alles gehad. Ek het al 'n Jack Russell gehad, 'n Yorkshire, 'n Boerboel, 'n Frenchie as 'n kind. Dis iets anders.
En ja, soos ek sê, vreeslik vriendelik op sy plek en oulik. Wel, ons waardeer dit dat Bas ook saamkom kuier het en baie dankie dat jy vandag gedraai kom Dankie maak het vir julle. en jy weet ook vir die feit dat jy dit dan op die regte manier doen Ja, en die regte ons probeer benadering altyd. volg. Dankie. Baie dankie. Goed, bly ingeskakel want daar is nog baie wat voor lê